gesels oor jou eksponentwette. So eksponente is 'n verskriklike lekker hoofstuk op skool. Die ding wat dit so lekker maak is jy het 'n klomp reëls wat jy kan toepas. So daar is baie keer 7 of 8 maniere om dieselfde sommetjie te doen. En as jy net by jou reëls hou en by die stappe en die goed wat jy by mee gemaklik is, dan kan jy nie eintlik 'n fout maak nie. So jy moet net by jou stappe hou. Alright, hou net by jou reëls. Kom ons gaan. So die eerste enetjie, onthou asseblief hierdie is alles baie mooi in julle opsommings met 3 voorbeelde van alles by uiteengesit, so julle kan net daarna gaan kyk. Ek gaan sommer net 1 of 2 doen van elkeen om seker te maak julle verstaan dit. So die eerste enetjie, die wet sê vir my, wanneer my grondtalle dieselfde is, dis belangrik om te weet, hierdie is die grondtal, en daai gedeelte is die eksponent. So wanneer ek 2 met mekaar maal, en my grondtalle is dieselfde, dan plus ek my eksponente, so dis presies wat daar staan, my a bly nog steeds dieselfde, en dan is dit m plus n. So byvoorbeeld, as ek vir jou sê, sê nou maar 'n a tot die mag 3, maal met 'n a tot die mag 5, dan is my antwoord 'n a tot die mag 8, want ek sê 3 plus 5. Okay? Sodra ons 'n getalletjie bysit om een of ander rede raak mens baie gou deur mekaar daarmee. Sê net maar ek sê vir julle 5 tot die mag 2 maal met 'n 5 tot die mag 6. Asseblief moenie vir my gaan sê 5 maal 5 is 25 en dan doen jy daar iets nie. My grondtaal bly dieselfde en dan sê ek 2 plus 6 gee vir my 'n 8. Okay. En partykeer dan gee hulle vir jou 'n weird getal soos iets baie groot, so sê net maar 2002 tot die mag 4 maal met 'n 2002 tot die mag 8 gee vir my 'n 2002 tot die mag 4 plus 8 is 12. Okay. So dis hoe ons hierdie gedeeltetjie doen. Wat belangrik is ook net om te weet met dit, is om te sê hierso, soos wat ons hierdie 2002 en 4 en goed nou gaan opbreek het, né? Kyk, mens kan hom in reverse ook terugvat. Sê nou maar ek sê vir julle 2004 tot die mag 10. Ek kan hom gaan skryf as 'n 2004 tot die mag 2 maal met 'n 2004 tot die mag 8. Of jy kan hom gaan skryf as 'n 2004 tot die mag 5 maal met 2004 tot die mag 5. Ek hoop julle kry die idee met dit. Dit sê vir my, as ek 'n groot getalletjie het, dan mag jy hom opbreek ook. Kon hom ook gaan sit het as 'n 9 en 'n 1, 'n tot die mag 9 en tot die mag 1, of 'n tot die mag 6 en 'n tot die mag 4. Want wanneer ek hulle met mekaar maal, my grondtalle is dieselfde, dan sê ek net 5 plus 5 is 10, of 2 plus 8 gee weer vir my daai 10. Alright, volgende wet. Hier gaan werk ons nou met gedeeldeer. So dis baie dieselfde as met die maal. So met die gedeeldeers, al wat ons gaan doen is hier staan, ek deel 2 met mekaar, en my grondtalle is dieselfde, dan sê dit vir my, dan minus ek die eksponente. So byvoorbeeld as hier gestaan het a tot die mag 8 gedeel deur 'n a tot die mag 2, ek hou daarvan om hom te gaan sit as bo op 'n a tot die mag 2. Wat eintlik hier gebeur, is hierso staan a maal met a maal met a, hier is 8 a's, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en dit is alles bo op, a tot die mag 2, gee vir my a maal met a. So eintlik wat gebeur, is hier gaan 2 doodtrek met daai 2. So wat nou oorbly, is a tot die mag 6. So wat ons eintlik gekry het, is jy gaan sê 8 minus die 2. Okay, so dis eintlik wat daar gebeur. So kom ons gebruik bietjie 'n getalletjie. Byvoorbeeld, as hier sinne maar gestaan het 10 tot die mag 5, bo op 10 tot die mag 2. Moet asseblief nie vir my gaan sê, 10 gedeel deur 10 is 1 nie, dis nie hoe dit werk nie. My grondtaal bly dieselfde, en dan sê ek 5 minus die 2, gee vir my 'n 3. Okay, right, derde wet. Hoe dit gaan werk, sodra daar 'n hakkie is, dan mag my eksponente nou actually met mekaar gaan maal. So byvoorbeeld, as hier gestaan het a tot die mag 2, en dit tot die mag 5, wat ek dan kry is a tot die mag 2 maal met 5, is 10. Sê nou maar my eksponente is 'n bietjie mooier. Hulle sê byvoorbeeld vir my, kom ons sê a tot die mag 2 maal met 5 plus x. Dan wat jy gaan doen, is ek gaan maal my eksponente met die, so ek sê die 2 maal met die 5 en die 2 maal met die x. So ek het 'n a tot die mag 2 maal met 5 is 'n 10
en 2 maal met 'n x gee vir my 'n positiewe 2x. Okay, so dis maar net al hoe daai werk. Selfde as hier 'n getalletjie staan byvoorbeeld, sê nou maar hierso het gestaan 5 tot die mag 3 tot die mag 2. Dan is dit 5 tot die mag 3 maal met 2 is 6. Okay, en dis wat ons daai doen. Nou wat gebeur? Wanneer hulle vir my 'n getal gee, of ietsie 'n uitdrukking wat meer as een onbekende of getalletjie daar het. So sê nou maar ek gee vir julle 'n voorbeeld soos 2x tot die mag 2 y tot die mag 4 en dit alles tot die mag 3. So wat nou gaan gebeur, hierdie m maal nou met elke eksponent. In hierdie geval is daar nou magic 1. Daarom kry ek 'n a tot die mag m, 'n b tot die mag m en 'n c tot die mag m. So wat nou in hierdie geval gebeur, is jy gaan sê, onthou asseblief van daai magic 1, dis die ding wat jy gewoonlik vergeet, is ek gaan sê 1 maal met 3, so ek kry 'n 2 tot die mag 3. Ek het nie gaan sê 2 maal met 3 nie, moenie dit doen nie, dis die eksponente wat maal met mekaar. Dan het ek 'n x tot die mag 2 maal met 3 gee vir my 'n 6, en 'n y tot die mag 4 maal met 3 gee vir my 'n 12. Onthou asseblief, al hierdie voorbeelde en nog meer is alles in die opsommings, julle kan dit alles gaan kry, dit is op die linkie gaan hieronder by die video wees, so julle kan die opsommings van daar af kry. Alright, ok, kom ons kyk gou, wat belangrik is om hier te weet, né? Die oomblik wat daar 'n plus of 'n minus tussenin is, sê nou maar ek het vir julle gesê, x tot die mag 2, y tot die mag 4, en dit alles gekwadreer. Nou, oor dat daar 'n plus en 'n minus aan daai kant is, jy mag nie nou net meer gaan inmaal nie. Want wat hierdie nou eintlik vir my sê, is ek gaan skryf hierdie hakie mos nou 2 keer neer. Dis eintlik wat daar staan. En dan gaan maal julle die hakies net normaalweg uit. Alright, so kyk asseblief die verskil tussen daai wanneer daar niks plus en minus tussenin is nie, en daai enetjie wanneer daar wel 'n plus en minus tussenin is. Okay, so kom ons kyk na ons volgende wet. Hier sê dit vir my a tot die mag minus n. Wat ek wil hê wat julle moet sien wat hier gebeur, né? Daar staan eintlik 'n bo op 1. Dit sê vir my ek kan nie regtig van die negatiewe eksponent nie, so as iets bo die lyn staan, al wat ek kan doen is ek kan hom onder die lyn vat en dan verander sy teken. So dis al wat daar gaan gebeur. Okay, so dit is wat daai wet vir my sê. So sê nou maar hulle gee vir my 'n 3 tot die mag minus 2. As jy dit in jou calculator intik, kry jy 1 op 9. Jy kry dit want eintlik gaan staan daar 1 bo op 'n 3 tot die mag 2. Ek maak my eksponent positief en dan kry ek my antwoord as 'n 1 op 9. Alright. Wat belangrik is om hier te sien, sê nou maar daar het gestaan minus 4 tot die mag minus 2 bo op 5 tot die mag minus 3. Okay, as jy met hom wil byvoorbeeld gaan werk, eerstens ek kan nie my eksponente gaan minus nie, want my grondtalle is nie dieselfde nie. So wanneer jy hierdie enetjie onder die lyn vat en daai bo die lyn, dit verander niks aan daai teken nie. Dis net my eksponent se teken wat verander. So my minus gaan nog steeds net daar uitchill. Ek hou daarvan om my hakkie te maak. My 5 tot die mag minus 3 gaan bo die lyn, dan word hy 'n 5 tot die mag 3 en my 4 tot die mag minus 2 gaan onder die lyn, dan word dit 'n 4 tot die mag 2. En dis hoe ons dit doen. Jy kan nog steeds nie gaan sê 3 minus 2 nie, want my 5 en my 4 is nie dieselfde nie. Okay, so dis hoe ons hierdie doen. Right, volgende enetjie is wanneer ons kom by 'n wortel. My wortel, ons het hierna al die wette van die wortelvorme wat jy kan gaan kyk in die video. So eintlik al wat dit vir my sê, wanneer ek hom uit my wortel uithaal, dan gaan sê ek net op hierdie stadium, daar's 'n P en daar's 'n kie. As jy hom uit die worteltjie haal, dan sê ek net P bo op daai kie. So P gedeel deur die kie, of ek hou daarvan om hom te gaan skryf as 'n P bo op 'n kie. So byvoorbeeld, as ek ietsie het, kom ons sê, ons het 'n kom ons sê 'n 25 x tot die mag 3. Nou wat jy gaan doen is, ek sal definitief eers my 25 gaan shift fact, sodat hy kan gaan lyk as 'n 5 tot die mag 2 mal met 'n x tot die mag 3. So wanneer jy hom uit die worteltjie gaan haal, dan gaan sê ek 5 tot die mag
2 boop daai 2, 2 gedeel deur 2 is 1, en 'n x tot die mag 3 boop daai 2, het ek 'n 3 op 2. En dit is my finale antwoord dan. Alright, so dis hoe ons hierdie gedeeltetjie doen. Ok, so nou gaan kyk ons gou vir my reëls vir my wortelvorme. Wanneer ons hierby uitkom, al wat dit vir my sê, die eerste enetjie is baie soos wat ons nou net gedoen het, dit sê vir my, as ek hom uit sy wortel uithaal, daai is 'n magic 1, gedeel deur n, dit gee net vir my 'n 1 op n. Ok, die tweede een wat jy moet weet, is sê nou maar ek maal twee wortels met mekaar en daai is dieselfde. My wortelmag is dieselfde. Wat jy gaan doen, jy kan hulle dan nou eintlik net in dieselfde worteltjie gaan sit en gaan sê A maal met B. En A maal met B, weet ons mos, is dan net 'n endemagswortel van AB. Ok, so voorbeelde van dit sal byvoorbeeld wees, kom ons sê ek het net 'n gewone vierkantswortel van 2, maal met 'n vierkantswortel van 3. Al wat gebeur is ek gaan sit hulle in dieselfde wortel as 2 maal met 3 en dit gee vir my 'n 6. So dis wat die wet gee. Right, onthou asseblief al hierdie het voorbeelde in die pakkies en hulle word ook verder in die vraestel voorbeelde mooi verduidelik. Eerste wat ek gaan doen is ek gaan werk met daai wortel. Die binnekantste wortel altyd eerste. So wat ek gaan doen om hom uit sy worteltjie uit te haal, gaan sê ek x tot die mag 1 boop n. Ek gaan net vir julle wys hoe mens hom kry. So dit sê 1 boop n. Om dit uit die wortel te gaan haal, dan gaan sê ek mos x tot die mag 1 op n gedeel deur die m. So gedeel deur die m. Okay? So wat daai nou vir my sê, dit sê vir my x tot die mag, onthou asseblief jy mag nooit deel met 'n breek nie, so ons gaan maal met sy resiprook. Dan kry ek x tot die mag 1 op n maal met m. En dan, as jy nou mooi dink, dan jy gaan sit hom terug in sy worteltjie, dan kry ek 'n x tot die mag 1 en hierdie kant sit ek 'n n maal met 'n m. Want dink gou, as jy hom weer uit jou wortel haal, dan kry jy mos 1 bo op en op m. So dis wat daai wet vir my sê. So dit sê vir my byvoorbeeld, kom ons vat gou 'n voorbeeld, al het ons hom nou bewys, so kom ons doen gou 'n voorbeeld. Sê nou maar ek het 'n 6de magswortel daar en ek het net 'n gewone vierkantswortel met 'n 5. So om daai antwoord te kry, gaan sit ek hom, my 5 gaan chill net daar uit en dan kry ek, onthou daar's 'n magic 2 maal met 6 en dit gee vir my 'n 12. Jy kan hom ook gaan skryf as 'n 5 tot die mag 1 bo op 12. Okay, so wanneer ons by ons vierde wet kom ons gaan kyk gou hoe werk hy. Julle sal sien ek hou maar daarvan om vir julle te verduidelik. As julle vergeet wat die reël actually vir jou sê, dan kan mens dit net weer self gaan uitwerk. So ek hou daarvan om eers uit my wortel te haal, so dan word dit 'n 1 bo op 'n m. So dis 'n a tot die mag 1 bo op my m en dit alles tot die mag 'n n. Okay, en nou weet ons ek het 'n eksponent, so my eksponente maal, en ek maal 'n breek bo met bo en onder met onder, daarom kry ek 'n n op m. Okay, so dis waar daai gedeeltetjie vandaan kom. So nou wat hulle vir my sê is, jy kan hom ook in jou wortel gaan skryf. As jy kan onthou, ek het altyd onthou is om te sê, hierdie is mos nou met my eksponent, né? So as jy gaan kyk in my wortelvorm, 'n wortel is iets wat in die grond groei, so dis iets op die grond. So die grond kom by die wortel en my eksponent is 'n engeltjie. So ek onthou altyd, die eksponent is die engel en die engeltjie is bo. Okay, so as jy hom terug in my wortel wil gaan sit, dan onthou ek die boonste een word die eksponent, want is die engel, en die onderste enetjie is die een wat in die grond gaan sit, daar's hy. So dis eintlik hoe ons dit doen, en as jy dink jy as jy hom in reverse vat, van daar na daar, dan gaan jy hom weer kry a tot die mag n bo op die m. Okay, so ek hou daarvan om te dink die engel is bo die grond. Alright, so byvoorbeeld, kom ons gee 'n voorbeeld van hoe dit lyk. Okay, so kom ons sê ek het 'n m-de magswortel, kom ons sê ons het 'n 3de magswortel van 'n 2 en ek maal dit tot die mag 'n 6. Okay, onthou asseblief julle, daar's bietjie moeiliker voorbeelde vir julle in die opsommings wat ek vir julle uiteengesit het, hierdie verduidelik maar net die basics. Okay, so nou wat jy gaan doen is jy pas jou reël toe, dit sê vir my, hierdie is die m, my worteltjie bly dieselfde, so daai 3 chill nog steeds daar uit, en dan kry ek 'n 2 tot die mag
6 aan die binnekant. Dis wat my wet vir my sê. Alright, so dis hoe ons daai enetjie kry. Right, laaste enetjie van hierdie. Al wat dit vir my sê is wanneer ek 'n ende magswortel het, byvoorbeeld, kom ons doen sommer dadelik 'n voorbeeld, kom ons vat 'n derde magswortel van 5 bo-op 'n derde magswortel van 10. Wat gebeur selfs as met die maal? Jy kan hulle nou net in dieselfde wortel gaan gooi, 'n derde magswortel, dan kry ek 5 bo-op 10. En dan kry ek hom as die derde magswortel van 5 op 10, en dan as jy nou weer mooi dink, dit sê mos nou eintlik daai eksponent is 'n 1, en as jy my die worteltjie wil haal, kan jy hom gaan skryf as 'n 1 bo-op 3. So dit is 'n 5 op 10, of 'n 1 op 2, tot die mag 1 op 3. En dis hoe ons daai sal doen. Okay. Right, in die opsommings het ek ook vir julle 'n paar goedjies gegee wat julle net moet gaan onthou asseblief. Dit is regtig nogal belangrik. Net waar jy moet eintlik net so 'n bietjie moet kop hou met maal en deel van my wortels, gaan gooi hulle onder dieselfde wortel, en dan met die plusse lees jy hom plus en minus as 1 appel plus nog 'n appel plus nog 'n appel gee vir my 3 appels. So jy moet maar net seker maak van hoe om hierdie gedeeltetjies te doen, maar dit is alles mooi uiteenvoudig gesit daar. Alright, en dit is jou wette.